Jy weet, wanneer 'n mens soms 'n regtig ou teks lees, voel dit amper asof jy 'n geheime kode probeer ontsyfer, né? Wel, vandag gaan ons presies dit doen. Ons vat een enkele misterieuse vers, een ou lyntjie uit 'n ewe oue boek, en ons gaan hom stukkie vir stukkie uitmekaar trek. So, is jy lus om 'n bietjie speurder te speel? Kom ons spring weg. Goed, luister 'n bietjie hierna. Една Kadionitsa Zlatna Deset Sikala, Punakada. Dit klink amper soos 'n touerspreek, is ek reg? Die woorde voel oud, die betekenis is, wel, dis nogal onduidelik. Dis duidelik uit 'n heeltemal ander tyd. Maar waar kom dit vandaan en wat op dese aarde probeer dit vir ons sê? En dit, natuurlik, is die groot vraag. Ons gaan hierdie hele ontleding soos 'n spoorverhaal aanpak. Hierdie vers is die kode en ons, jy en ek, ons het die taak om dit te kraak. So kom saam, ons gaan die leidrade volg om die verborgde betekenis van hierdie woorde oop te sluit. Reg, enige goeie speurder weet dat die heel eerste stap is om die toneel te ondersoek. Voordat ons die woorde self kan begin ontsyfer, moet ons eers weet waar hulle vandaan kom. Waar pas hierdie klein stukkie van die legkaart in die groter prentjie van die geskiedenis in? So, ons soektog lei ons na een van die oudste en mees bekende versamelingsgeskrifte in die geskiedenis, die Ou Testament. Maar dis 'n massiewe plek. Dit help ons so 'n bietjie, maar ons gaan nader moet inzoom. En so vernou ons fokus na 'n spesifieke boek, Numeri. Hierdie boek is bekend vir sy wette, sy geskiedenis en, baie belangrik, sy ongelooflike gedetailleerde sensusse en lyste. En dit op sigself is 'n baie belangrike leidraad vir ons. En daar het ons dit. Dis amper soos koördinate op 'n antieke kaart. Die leidrade lei ons na die presiese ligging. Hoofstuk 7 vers 20. Ons het ons vers gekry. Maar die vraag is nou, wat het presies gebeur toe hierdie woorde neergeskryf is? En skielik begin die prentjie vorm. Kyk, hierdie vers is nie net 'n lukrake sin wat iewers ronddryf nie, glad nie. Dis deel van 'n hoogs gestruktureerde seremoniële ritueel. Dit beskryf 'n baie spesifieke item op 'n lang lys van offergawes. En hierdie offers is deur die leiers van Israel gebring om 'n splinternuwe altaar in te wy. Ons praat hier van 'n oomblik van groot seremoniële belang. Nou ja, nou dat ons die waar in die hoekom verstaan, kan ons die wat aanpak. Kom ons beweeg aan na die kern van ons ondersoek. Hier gaan ons soos taalkundige speurders hierdie vers uitmekaar haal, woord vir woord. Ons eerste woord is kadionika. Dit verwys na 'n goue houer, maar die oorspronklike Hebreëse woord kaf is soveel meer beskrywend. Dit beteken letterlik palm van die hand. Kan jy dit vir 'n oomblik visualiseer? 'n Klein, kosbare bakkie, gevorm soos 'n gekromde hand. Dis 'n briljante voorbeeld van hoe taal destyds gekoppel was aan tasbare alledaagse dinge. Volgende op ons lys, sikkel. Dit klink dalk vreemd, maar is basies 'n antieke weergawe van 'n gram, of vir ons. In daardie wêreld was die sikkel, of shekel, die standaardeenheid om die gewig en dus die waarde van kosbare metale soos goud te meet. So hoe swaar was hierdie 10 sikkels dan nou eintlik? Wel, dis omtrent 1114 gram. Om dit 'n bietjie in perspektief te plaas, dis min of meer die gewig van 'n klein appeltjie of 'n pak speelkaarte. En net so word hierdie antieke goue lepel skielik 'n regte, tasbare voorwerp wat ons kan indink. En die heel laaste stukkie van ons legkaart is kad. Dis eenvoudig 'n ou woord vir wierook, daardie geurende hars wat verbrand is om 'n aangename reuk tydens rituele te skep. Die goue lepel was dus nie leeg nie, nee, dit was gevul met hierdie spesiale aromatiese stof. Goed, ons het die konteks. Ons het elke woord ontsyfer. Al die stukke lê nou hier op die tafel. So kom ons sit hulle nou aan mekaar en kyk na die finale duidelike prentjie wat hierdie antieke vers vir ons skilder. En kyk daar, die transformasie is voltooi. Wat begin het as daardie obskure frase Jedna Kadionitsa Zlatna Odeset Sikala Punakadausa word skielik 'n helder en duidelike beeld. Een goue lepel vir wierook wat 10 sikkels weeg, gevul met wierook. Dis ongelooflik, né? Die raaisel is opgelos. So wat het ons nou eintlik hieruit geleer? Wel, eerstens, dat hierdie antieke tekste, wat dikwels so vaag kan voorkom, eintlik ongelooflik presies kan wees. Tweedens, dat een kort sinnetjie 'n venster kan oopmaak na die rituele, die materiale en selfs die meetstelsels van 'n wêreld lank reeds verby. En laastens, dit herinner ons dat taal, selfs in sy oudste vorms, poëties en fisies was, 'n lepel soos die palm van jou hand. Dit laat 'n mens nogal wonder, né?
Hierdie was net een enkele reël uit duisende. Dink net daaraan. Watter ander stories, watter ander verborgde prentjies van die verlede lê nog in wag om ontdek te word, versteek in daardie antieke woorde en mates wat ons so dikwels net miskyk.